Ek weet die afgelope week, eintlik al maandag, toe vra ek, Here, waaroor praat ons? Waaroor kan ek deel met die mense in die gemeente? En Heilige Gees het my al 'n rukkie gevat, en ek is baie lief vir die Heilige Gees, en ek wil graag 'n diep intieme verhouding met die Heilige Gees hê. En ek het gevra, Here, hoe kan ek my verhouding met die Heilige Gees meer verdiep? En interessant wat hy vir my sê is, gaan kyk na die vrug van die Gees. En dit is in Galasiërs 5:22. En ek wil nou nie met jou die hele vrug doen nie, want onthou, ons praat altyd van, daar's net een vrug van die Heilige Gees. Nou die vrug het kompartemente. Dit is soos 'n lemoen. Die eerste een is die liefde. En dan die volgende een is blydskap in die Here. En die derde kompartement is vrede in die Here. Of net om vrede te hê. En ek wil met jou, en hy wys my, hy sê, deel met oor vrede. Gesels oor vrede. En ek lees oor vrede, en soos wat ek oor vrede lees, kom dit net by my op, maar vrede is verhouding met die Here. Ons kan nie 'n verhouding met die Here hê as ons nie vrede het nie. Nou vers 5:22 sê, en ek gaan, wat vir my so verskriklik mooi is die Boodskapper Bybel wat dit vir my verduidelik. En hy sê, net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. En geliefde, en ek wil dit met jou deel, jou manier van hoe jy leef, demonstreer, ek behoort aan God. Jou manier van optrede. Dan sê hy verder, sulke mense gee baie om vir ander mense. Hulle lewe is vol vreugde. En die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hierdie mense. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. En ek gaan tot daar lees. Weereens, wanneer ons vrede dra, demonstreer ons dit. Op die manier hoe ons mense om ons hanteer, hoe ons leef. Ek wil jou graag 'n verhaal vertel van 'n man, is 'n baie welaf man. Hy het gesê, ek wil sien hoe lyk vrede. En hy was 'n multimiljonair gewees, en hy oral laat weet en gesê, ek het 'n paar miljoen wat ek 'n skildery voor wil koop, maar demonstreer vir my vrede op die skildery. Baie mense het gaan verfkwaste koop, klere en geure van verwe en reuke, en hulle het begin skilder. Elke persoon het sy manier van hoe hy vrede sien, skilder. Hoe sien jy vrede? Vra ek die vraag vanmôre. Hoe sien ons dit? Waarmee vergelyk ons vrede? Baie mense het geskilder. Hulle het vir hom die skilderye gebring, dan pak hulle dit daar so in 'n groot vertrek, maak dit toe eers met sulke lakens, en dan as hy instap en dan kyk hy na die skildery, dan soek hy vrede, maar hy sien nie vrede nie. En baie mense het, nou vra ek jou die vraag voordat ek aangaan, hoe sien jy vrede? Hoe sien jy vrede? En eendag
Toe hy weer so stap, en het 'n paar maande gevat, daar was baie skilderye oor vrede. En hy vat die laken weg so by die skildery. Sê, maar hier's vrede. En die vrede wat hy toe ervaar het, die vrede wat hy gesien het, daar was 'n verskriklike storm geteken, onweerswolke, blitse, dis verskriklik. En die storm is aan die gang. Maar onder die storm is daar 'n boom. En die boom staan vas. En in die boom is 'n voëlnesie. En in die voëlnesie sit 'n voeltjie op haar 2 eiertjies. Dis vrede. En ons verstaan dit nie altyd as ons so kyk na dit nie. Hoekom het hy dit so beredeneer nie? Maar die vrede wat van hierdie man afkom, hoe het hy dit gesien? En hy het iets raak gesien in hierdie skildery. Die voeltjie wat op die nes sit, ja. Donderstorm. Maar wie het die voeltjie geskape? En weer eens kom ons tot die besef, daai klein geskape klein diertjie kom en verteenwoordig God se vrede in die storm. Waar die Here van die heelal beweeg, is daar vrede. Storms kan woed, storms kan wild gaan, maar vrede kom altyd en bring stabiliteit. Die rede waarom vrede een van die departemente van die vrug van die Gees is omdat vrede deel van God se wese is. Dis goed. Wanneer jy in 'n vertrek ook instap, dan ervaar jy vrede of hier's 'n ongemaklikheid. En daarom, geliefde, wil ek jou bemoedig. Wat dra jy in die vertrek in met jou leefwyse? 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy, die God van vrede, die God van vrede. God word nie net 'n God wat vrede genoem is nie, hy is vrede. Hy bring nie net vrede nie, hy is vrede. Hy demonstreer die vrede. Ons dien nie 'n angstige God nie. Ons dien nie 'n bekommerde God nie. Ons dien nie 'n paniekerige God nie. Nee. Ons dien 'n God wat selfs wanneer die wêreld skud, dan sit God nog steeds op sy troon. En dis ons troos, dis ons hoop. Ons dien 'n God van standvastigheid. Ons dien 'n God van orde. En soos wat hy is, moet ons wees, want hy stel vir ons die voorbeeld. Daarom kan ek vanoggend vir jou sê, sy Heilige Gees wat binne in ons is, veroorsaak dat ons sy vrede kan ervaar. En weer eens, en ek wil jou bemoedig voor jy begin in die oggende, wanneer jy opstaan in die aand, om net 'n sittende houdende posisie in te neem en te sê, Here, u vrede. Laat u vrede vloei. Want sodra daai vrede begin vloei, bekleed dit jou met God se teenwoordigheid. Maar ons moenie toelaat dat hierdie vrede
gesteel word deur verkeerde denkwyses nie. Want dis waar ons vrede verloor. Ek wil met jou deel van Jesus. Hy was ook 'n voorbeeld van vrede. En dit is daar by Matteus 8 vers 24 en daar het 'n groot storm, weer eens 'n storm. Die storms kan ons lewe skud hoor. Daar het 'n groot stormpie gekom, maar Jesus was in die slaap gewees. Kan jy glo? Jesus slaap. Wat 'n prentjie, wat 'n ongelooflike prentjie word dit gedemonstreer. En die disippels skree en hulle sê, die wind waai, die golwe, dit gaan oor die boot, maar u slaap, gee u dan nie om vir ons nie. Hierdie Jesus, en ek herhaal op Matteus 8:24, groot storm op die see, maar Jesus was in die slaap. Omdat die vrede binne in Jesus groter was as in die storm aan die buitekant, kon hy slaap. Geliefdes, en ek wil met jou praat, ek wil met jou deel. Ons hoor nou weer sulke vreeslike gerugte van vrees wat losgelaat word vir die 30ste van volgende week. Wat laat jy toe binne in jou? My posisie in God? Nou nie kanse vat nie. Maar kry jou posisie in God reg, dat die vrede kan heers. Want ons dien 'n lewende God. En ons moet vashou in hierdie lewende God. Ware vrede beteken nie dat daar nie 'n storm is nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Ware vrede beteken dat die storm nie in jou hart is. Storms woed daar buitekant. Maar die binnekant is hierdie bonatuurlike vrede. En dis dan wanneer 'n mens keuses kan maak onder leiding van die Heilige Gees. En terwyl ek besig is, kom die gedagte by my op, maar vrede is ook 'n vertroue in die lewende God. Wanneer ons na Jesus kyk wat so rustig in die boot geslaap het, terwyl hierdie storms woed, dan vra ons die vraag, maar hoe kon dit, om nou dieper in te gaan, hoe kon dit plaasvind? Hy het geweet, Hemelse Vader is in beheer, sit op die troon. Hy is die God, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en hy is die einde. Hy het geweet dat daar is geen storm groter as sy Hemelse Vader. Hy het ook geweet dat daar nie 'n wind sterkerder is as sy Hemelse Vader nie. Hy het ook geweet dat daar geen golf op hierdie see is wat buitekant sy Hemelse Vader is. Wat weet ons? Of is ons net so hier beperk? Niks van buitekant nie. Daarom kon Jesus rus, want vrede is dis nie 'n net blote gevoel nie. Vrede is 'n vertroue in die lewende God. En hoor mooi, elkeen van ons wat hier sit, ek self wat hier staan, ons kry ons uitdagings. Ons het ons storms. Is niemand gevrywaar hier nie. Om elke een van ons is daar 'n storm. Maar ons moet hierdie storm kan oorkom met die vrede binne in ons. Hoe kry ons hierdie vrede binne in ons? Die teenwoordigheid van die Gees van God binne in my. En dis hy wat my 'n wenner maak. Dis hy wat jou 'n wenner maak. En daarom moet ons nie toelaat dat dit wat hier gebeur, hier oorwin nie, dat ek dit duideliker stel. Baie mense dink, vrede kom wanneer die storm ophou. Vrede kom wanneer ek baie geld in my bankrekening het, my rekeninge klaar betaal is. Vrede kom wanneer daar 'n goeie uitslag is. Vrede kom wanneer die konflik opgelos is. Of vrede kom wanneer 'n moeilike seisoen verby is. Nee. Pas op vir daai vrede. Dis nie 'n standhoudende vrede nie.
Ek weet wie ek is in Jesus Christus, my saligmaker. En dis my vrede. Daarom wil ek vir jou sê, Bybelse vrede werk anders as wêreldse vrede. God sê nie, ek sal eers die storm stil maak en dan sal jy vrede hê nie. Hy sê, nee, vertrou my. Jesaja 26 vers 3 wat sê, U sal hom in volkome vrede bewaar, wie se gemoed op U gevestig is, omdat hy op U vertrou. Here, ek vertrou op U. U is my fondament, U is my pilaar. Daar is nie iets anders. Die geld gaan my nie help met vrede nie. Vertroue bring vrede voort. Weet jy waartoe gaan vertroue? 'n Verhouding. Kan ek jou vertrou? Kom ons bou verhouding, laat ons mekaar kan vertrou. Net so met my en met Jesus Christus. Met jou en Jesus Christus. Here, hoe meer ek U vertrou, hoe minder beheer hoef ek oor myself te neem. Ek vertrou. Maak staat, Here. Ek gee my situasie oor aan U. Hoe meer ek God vertrou, hoe minder word ek deur vrees beheer. En vrees is 'n verskriklike ding. Vrees is rof. Vrees maak dood. Hoe meer ek vertrou, hoe meer word my hart gevul met sy goddelike teenwoordigheid hier binne in my. Vrede is die vrug wat groei op die boom van vertroue. Kan jy onthou die tuin van Eden, die boom? Die boom van vertroue. Net soos hy voeltjie wat in hy nes was ook, die boom se wortels was in die grond in. En dis daai wortels wat standvastigheid gee. Jesus het sy vrede aan ons gegee. Johannes 14 vers 27 wat sê, vrede laat ek vir julle na. Nie vrede wat ek wil dit oorhaal, ek wil dit weer lees. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle. Ek gee my vrede vir jou. Pas op vir daai twee tipe vredes. Onderskei altyd wat 'n vrede is dit. Let op hoe gee hy sy vrede. Deur middel van Heilige Gees. Wanneer jy so stilte tyd hou in die oggend en jy sit so en jy voel net, jy kom daai sagte teenwoordigheid. Dit voel soos 'n laken wat so op jou kom. Net so teenwoordigheid. Here, dis kosbaar. Bill Johnson praat in sy boek van Ousting the Presence of the Lord, die duif wat op die skouer kom sit. Hoe pas jy die duif op dat hy nie weer vlieg nie? Met respek. Met groot respek. Wil nie weggaan nie. Bly by my, asseblief. Die vrede wat Jesus aan ons gegee het, is eintlik sy eie vertroue in die Vader, wat deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort is. Daarom is vrede nie iets wat ons probeer vervaardig nie, dis iets wat vloei uit 'n lewe van om God te kan vertrou. Ek vertrou die Here. Weer eens, verhouding. Jesus sê in Johannes 16:33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. En dis ons troos wat ons het. Ons het ons uitdagings. Goed wat breek. Verhoudinge wat breek. Ons kry daai uitdagings. Maar ons moet moed hou. Ons moenie moed verloor nie. Ons kan deur finansiële moeilikheid gaan, nog steeds my verhouding. Ons kan deur 'n siek probleem gaan, siektes, ons kan nog steeds vrede hê.
Ons kan deur 'n verlies gaan, goed verloor. Ek het nou weer gister praat ek met 'n man op. Ons was gister daar by die mark gewees en ek is trots op julle ouens. Baie dankie dat julle kom gekuier het en ondersteun het en gehelp het met die mark daar. Praat met 'n man daar en hy sê vir my, ek het al my rekenaars verloor. Iemand het kom inbreek, al my rekenaars verloor, al my programme verloor. Alles is weg. En ek weet, hy is ook 'n persoon baie lief is vir die Here. En ek weet, die ouens wat so lief is vir die Here, hulle is lief om ander boeke te lees, om preke te luister, download dit, sit dit eenkant, want dit is kosbaar. Want geld kan nie dit koop nie. En hy sê net vir my, en eendag het mense net in sy huis ingekom en hulle was nie daar nie, en gevat en is weg. Is weg. En ek klim in die kar en ek ry en ek sê, Here, hoe werk dit? En dis wat so mooi is van die Here. Hy kom en hy sê, hardes ja, is 'n negativiteit, is 'n negatiewe ding wat gebeur het, dis reg. Maar daar's geleentheid nou weer om nuwe inligting te kry. Ons is so geneig om aan die ou goed vas te hou. Ja, en ek preek vir myself, my vrou kyk vir my met groot oë aan. Want ek raak lief vir my boeke, ek raak lief vir my ou preke, ek raak lief vir my teachings. Ek is self ook daar. My iPad nou die dag, en hy is seker 15 jaar oud al, en al my inligting het ek daarop gedeponeer, en boeke, man, hoope boeke. Dis daar, preke, dis daar, alles. En nou die oggend toe ek sit, net so my vrede, my rustige tyd, ewe skielik, toe gaan hy aan en af, aan en af, aan en af, aan en af. En ek vat die charger en ek druk hom in en hy gaan aan en af, aan en af, aan en af, aan en af. En ek weet, my goed is weg. Dit gaan my kos, ek moet seker 'n nuwe battery vir hom kry, maar dis 'n paar duisend rand, want die Appelgemeenskap rekenaars is mos maar duur. En ek gebruik hulle nie almal nie, is net hierdie spesiale een nou hierso. Maar daai goed is nou weg. En ewe skielik, toe besef ek, Here, dankie. My verhouding met U kan nie wegraak nie. Dit bly. Daarom, dit is so belangrik. En weet jy wat steel 'n ou se vrede ook? Is jou teleurstellings in die Here. Jy kry woord by die Here, jy hou vas aan die beloftes van die Here, en die goed gebeur nie. En jy gee moed op en jy los. Dit gebeur. Ek het nie vir jou antwoord daaroor nie, die Here weet presies wanneer hy jou wil antwoord op daai belofte. Eendag kan jy, as jy dalk in die hemel sit, vir hom sê, Here, jy het my hierdie belofte gegee, maar ek het dit nooit ervaar nie. Waar was die probleem? En nou die oggend toe vra ek vir die Heilige Gees, toe sê ek, Heilige Gees, maar hoe werk dit? Hierdie belofte wat U vir my gegee het. Ek het 'n belofte, ek het 'n versie gekry, hier is my versie, maar dit is nog nie reg nie. Een antwoord wat Heilige Gees my gegee het, is, hardes is jy op die regte plek om dit te kan ontvang. Jy het so groot ding ontvra, kan jy dit hanteer as ek dit vir jou gee? Hier is baie kindertjies, kyk hulle daar agter, mooi gesiggies. Hoeveel keer toe ek 12 jaar oud was, ek gesê, pa, ek soek 'n motorfiets, 'n 750. Jy sê, my kind, ek vir jou 750, sê ek nie, okay, ek sal 'n 250 ook vat. Ek sal 'n bietjie afkom. Op 12-jarige ouderdom. 250, motorfiets. Dit is so goed om te sê, hier's 'n tou, gaan hang jou nek. Kom, ek gaan die tou nog om jou nek sit, en kom ons gaan jou help. En dis baie keer hoekom ons Hemelse Vader vir ons partykeer keer, dat ons dit nie moet kry nie. Want hy wil hê,
ons moet in hom ingroei, sodat ons groot genoeg kan word om daai belofte reg te kan hanteer. En daarom kan ek weer eens vir jou sê, ware vrede begin wanneer ons God vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoekom gebeur hierdie goed om my nie. Here, maar ek wil vrede met U hê, want dit gaan oor ons verhouding. 'n ander een wat jou blokkeer met jou vrede is vrede met ander mense om jou. Hanteer ek en jy die mense om ons reg? Romeine 12 vers 18 wat sê, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ek weet daar's mense wat ons seermaak. En jy word kwaad, jy word woedend, jy pak uit, jy's kwaad. En hierdie mense gaan net aan asof hulle niks, hulle worry nie, hulle is nie bekommer daaroor nie. Maar dis jy sit met die probleem. En dis dan daar, wat ek en jy al geestelik volwasse moet groot genoeg wees om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil, Here. Ek verstaan nie hoekom daai mense so optree nie, hulle kry altyd alles reg. As ek iets probeer, dan werk dit nie. Daarom is dit so ontsettend belangrik, en ek herhaal daai vers, Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Romeine 14 vers 19 sê, laat ons dan najaag wat tot vrede dien. Here, hier is hierdie persoon, ek voel nie lekker oor hierdie persoon nie, ek is ongemaklik, ek het gevegte in my kop oor hierdie persoon dag en nag. Maar is dit die moeite werd? Here, hier is hierdie persoon, ek gee hom of haar gee ek vir U. Wees U in beheer. En dit gaan weer eens oor jou verhouding met die Here. Ons moet vrede najaag, sê Paulus. Jy weet, en die groot ding is, en ek hou nog, en ek is nog steeds by hierdie ander persoon, ons het nou met God, wat ons probleme kan hê oor vrede, met 'n ander persoon, maar as ons nie vrede najaag met die ander persoon nie, kan dit aanleiding gee tot onvergewensgesindheid. En ons bid dit in die Onse Vader. Onse Vader, vergewe ons soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. En dadelik plaas jy jou in hierdie situasie, maak nie saak hoe groot Christen jy is nie, hoor mooi wat ek vir jou sê. Kom Matteus 6 vers 14, hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, hoe sal julle hemelse Vader julle kan vergewe? En dis 'n hoe sal ek sê, dis 'n reguit gebed, die Onse Vader. En ons is geneig om hom te bid sommer net so vinnig. Maar ons besef nie wat sê ons dan nie. Here, as ek nie vergewe nie, is dit goed, U hoef my ook nie te vergewe nie. As jy nie vergewe nie, hoe kan hy jou vergewe? Jy mis die hemel as gevolg van onvergifnis. En daai is reguit woorde. Ek waarsku jou, moet nie in kwade gevoelens met ander mense loop, en jy moet verwag nie, want onthou, die Here het ons vergewe met sy seun aan die kruis. Daai prys is betaal. Hy gaan hom nie nog 'n keer betaal nie, hy's klaar betaal. Wat beteken vergifnis? Here, die reg wat ek het om hierdie persoon te slaan, vat ek weg en ek gee dit vir U.
Daarom 2 Petrus 1 vers 2 sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God. Hoe beter ek die Here leer ken, hoe beter ek hom verstaan, hoe makliker kan ek hierdie uitdagings hanteer. Die vrede van God groei waar die kennis van God groei. As ek sê kennis van God, verhouding van God. Daarom is tyd in die woord so ontsettend belangrik. Ons moet tyd saam deurbring in die woord. Gaan lees jou woord. Lees hom stukkie vir stukkie. Dit is soos wat ons eet. Hoe eet ons 'n brood? Ons sny hom in snye, eet hom stukkie vir stukkie. Jy kan nie hierdie Bybel net in een slag opeet nie. Dit werk nie so nie, want soos wat jy hom eet ook, groei jy in die Here. 'n ander derde punt wat vir my uitgestaan het is, hoe jy vrede kan verloor as jy nie vrede met jouself het nie. Ek het daai verkeerde besluit gemaak 10 jaar terug, en ek sukkel nou nog om vrede te kry oor dit. En dis 10 jaar terug. Jy het eintlik gegaan en jy het jouself vasgemaak met 'n stuk ketting hier aan jou been, om te sê, ek maak myself vas, want ek kan my nie vergewe nie. Dis foute wat jy gemaak het, dis klaar, dis verby. Kan jy iets daaraan doen van 10 jaar terug? Kan jy teruggaan 10 jaar terug? Kan jy in 10 jaar in daai plek weer gaan en gaan sê, ek wil dit nou net gegooi regstel? Jy kan nie. Maar jy het nou, en jy het môre, hopelik môre. Die dood is net so, dan sy hier. So jy het net nou. Jy kan nie eers sê, ek gaan huis toe en vanmiddag dan gaan ek dit doen nie. Nee. En hoe doen jy dit? Here, maak vrede. Ek spreek myself vry, ekskuus Here, ek verdien dit nie. Jesaja 9 vers 5 wat sê, en hy word genoem vredevors. Hierdie vredevors, Jesus Christus, waar hy inbeweeg is vrede. Vrede, vrede, vrede. Liefdes, jaag vrede na. Vrede is nie die afwesigheid van storms rondom ons nie. Hoor mooi wat ek jou sê. Vrede is die teenwoordigheid van Jesus Christus binne in jou. Vrede is die teenwoordigheid van Jesus Christus hoe ek dink, wat ek dink. Ek wil hê jy moet jou oë sluit. Wees net rustig. Moenie bekommerd wees oor wat sê wie, waar, hoe, hier langs jou, voor jou, agter jou nie, nee. Om net te sê, Here, laat U vrede in my woon. Ek submit. Ek onderwerp my aan U, Here. U wil, nie my wil nie. Dieper verhouding, intiemer verhouding. Ek het U nodig, Here. Dankie vir U liefde. Ek eer U in Jesus se naam. Amen. 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 Liefde, ek het hierdie woord met jou gedeel. Vat hom, bedink hom.
En dit wat daar uitstaan vir jou, bou op dit. Gaan nie help jy vat die hele woord wat ek met jou gedeel het, alles saam nie. Jy kan met stukkie vir stukkie seker uitwerk, ja. Maar dit wat vir jou uitgestaan het, vat dit. Leef met dit. Dis nie wat jy ken nie, dis wie jy ken. En dis baie belangrik. Amen. Baie dankie. Kan ek jou vra om ons afkondigings te doen? Dankie Hemelse Here.